Nou ja, dis 'n voorreg om weer saam met u te wees en dat ons dan ook in hierdie tyd saam praat oor die geestelike stryd teen Satan en die bevryding van bose magte en ook hoe dat ons deur die Here gebruik kan word in hierdie bediening. En Arjan het 'n heel paar dinge nou gesê wat vir my heel belangrik is. Kom ons lees net ook 'n paar verse uit Openbaring hoofstuk 12 vanaf vers 1. Openbaring hoofstuk 12 vanaf vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, geboorte te gee, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het, of geboorte gegee het. En dit is vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, en hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So sien 'n mens nou hier beskrywing van die Satan en sy bose magte in vers 12. Daarom wees verheug, o hemele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou hier sien ons heel duidelik dat die Bybel soos op vele ander plekke ook spreek van die werklikheid van Satan en sy engele, sy bose magte. En Paulus sê ook in die bekende Efesiërs 6 vers 12 dat ons worstelstryd is nie teen mense, teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. En daaroor gaan ons by die tweede lesing 'n bietjie meer praat. Maar kom ons kyk net na wat sê die woord van die Here oor die algemeen, oor engele, oor goeie engele en die bose engele. En dan het ek so 'n klompie dinge wat ek daaroor wil sê. Dis dan ons tema ook vir hierdie eerste lesing. Het gaan oor die engele, die boodskappers, engele. Die naam engel is baie sterk gekoppel aan die betekenis van boodskappers of 'n boodskapgewer. En die skrif is daaroor baie duidelik dat daar goeie en slegte engele is. Arjan het reeds daarna verwys, maar ons het ook te doen in die skrif met hierdie twee kante van die saak, van die stryd. Aan die een kant dat Satan reeds oorwin is aan die kruis, volgens Kolossense 2 vers 15 en verder aan, en dat daar oor hom en sy bose magte getriomfeer is. Aan die ander kant, 1 Petrus 5 vers 8 wat sê dat die Satan, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Vers 9 sê ons moet hom teëstaan, standvastig in die geloof, en dat veral die gelowiges oor die hele wêreld by hierdie stryd betrokke is. En nou kry jy weet dat 'n mens weer uit balans kan gaan as jy een van hierdie waarhede beklemtoon ten koste van die ander. Want sommige predikers sê Satan is klaar oorwin, ons het geen stryd meer nie. Moenie te veel vir julle stuur aan die duiwel nie. Eintlik bestaan hy byna nie meer nie. Hy is nie meer 'n faktor nie.
ander wat miskien weer te groot mag aan die Satan toeskryf en nie genoeg dink uit die feit dat hy reeds oorwin is in beginsel aan die kruis nie. Die skrif leer dan, veral die Nuwe Testament baie duidelik albei hierdie waarhede. En daar is ook die liberale teoloog wat ook probeer sê dat die Satan bestaan nie. Een in Suid-Afrika het gesê, die Satan is soos 'n gat in die kaas. Hy bestaan nie. Nou ja, waar hy dit in die skrif kry, weet ek nie. Maar die Bybel is daar baie duidelik dat duiwelbesetenheid, of eintlik soos wat die Grieks dit sê, gedemoniseerdheid, in die Bybelse tyd 'n werklikheid was, dat dit nie mitologie was nie. Jy weet, daar is van die liberale teoloog wat sê dat Jesus het maar in terme van die mites van daardie tyd gepraat. Jesus het geweet, sê hulle, dat daar eintlik nie so iets is soos demone of demoniese besetenheid nie, dit is maar alles sielkundige siektes. Maar Jesus het maar so gepraat, sodat die mense op hulle lae vlak hom nou maar kon verstaan. Nou ja, gewoonlik sê ek dan vir so iemand, ek wonder nou hoe het hierdie sielkundige probleme in die varke, nou wat noem julle varke? In die varke ingegaan, sodat hulle verdrink het, oor die 300 van hulle. So lyk my dan kan diere ook beset word met sielkundige probleme. Maar in elk geval, kom ons kyk na hierdie punte wat ek hier neergeskryf het. Eerstens sê ek dan, alle verskynsels van sataniese aktiwiteite en duiwelbesetenheid moet in die lig van die woord verklaar en geïnterpreteer word. En ek sê dit omdat mense wat in bevrydingsbedienings is, dikwels so geneig is om van die woord van God af weg te beweeg en heel vreemde dinge te leer. Daar is 'n dame in Suid-Afrika wat byvoorbeeld heel dikwels leuns wat die New-Age-beweging leer as waarhede verkondig en hoe dat ons nou daarteen moet veg. Byvoorbeeld, sy sê in haar lesings dat daar is nou 3 sterre daarbo in die hemel en agter elke ster is 'n bose gees en nou wek sy nou gelowiges op in Suid-Afrika hoe dat hulle nou moet veg teen die invloed van daardie bose geeste agter die 3 sterre op Suid-Afrika. Waar kry sy dit? Die New-Agers van hulle glo dit. Dis nie waar nie, die skrif leer dit nie, daar is nie sekere demone agter sekere sterre nie. So, sy sit hulle in 'n oorlog teen wat nie bestaan nie, weens 'n leuen. En so is daar die groot gevaar dat mense dinge kan leer wat hulle uit die satanisme kry. Byvoorbeeld die sataniste leer ook in Suid-Afrika dat daar sekere ingange na elke dorp toe is, waar die bose geeste inkom om beheer te kry oor 'n dorp. En nou kry jy Christene wat nou na die sekere ingange toe, sekere paaie, waarmee jy kan met 'n auto ook inry of met 'n motor in die dorp, en dan gaan hulle nou om daar te bid en die demone daar te bind en te bestraf. Sommige gebruik selfs wit magie in die naam van Jesus, towery, deurdat hulle dan na so 'n pad gaan, 'n teerpad noem ons dit, en dan teken hulle met verf 'n groot kruis op die pad en sê nou kan die bose geeste nie meer daar ingaan nie. Nou sal ons herlewing hê. En daarom dat ek sê, dit is so belangrik dat ons by die woord van God bly en oppas om in die satanistiese of okkultiese wêreld te wil gaan leer en studeer hoe werk bose geeste. Dat ons dit alles wat ons dan in die praktyk ook ondervind toets aan die woord. Die tweede, die konfrontasie tussen God en Satan draai veral om die kruis van Christus. Dit het kosmiese proporsies en strek oor al die eeue. Wat ons net daarmee sê,
is dat eintlik die hele Ou Testament wys heen na Christus en die oorwinning wat sou kom na die sondeval, en dat ook nou na die kruis van Jesus die groot stryd gaan juis maar rondom die kruis en die evangelie en dit wat Christus gedoen het aan die kruis. Hierdie beginsel kry ons al reeds in Genesis hoofstuk 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy, enkelvoud, sal jou die kop vermorsel. Dis Christus Jesus aan die kruis, nee, en jy sal hom in die haakskeen byt. Verwys na die kruisiging van die Here Jesus Christus, waar dan reeds voorspel is dat Christus Satan se mag sou breek en hom sou oorwin. En die hele stryd, selfs die fisiese oorlog wat in die Ou Testament plaasgevind het, gaan oor die belofte dat Christus uit Israel gebore sou word, pogings om Israel dan te vernietig, selfs byvoorbeeld die vermoording van die seentjies onder 2 jaar oud deur Herodes, ensovoorts, almal pogings om te keer dat Christus nie kom en dat hy nie aan die kruis sterf nie. Die derde, die woord van God aanvaar deurlopend die bestaan van engele en skryf persoonlikheid aan hulle toe. Die engele is dus geestelike wesens en hulle het elkeen persoonlikheid. En die Bybel is daaroor baie, baie duidelik. In die Ou Testament, mens kan nou heel wat tekste aanhaal, maar ek gaan dit nou nie doen nie. Mens kan maar self 'n studie daarvan gaan maak, sommer by goeie, kom ons sê, 'n boek wat vir jou verskillende teksgedeeltes gee, oor verskillende onderwerpe, soos 'n korrespondansie of so. Maar in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is die bestaan van engele, goed en sleg, bose engele en Godse engele, 'n absolute werklikheid. Vierdens, hulle besit intelligensie, morele karakter en al die nodige uitdrukking van persoonlikheid. Hulle ervaar selfs blydskap, het begeertes, aanbid en kommunikeer. As mens skrifgedeeltes gaan ondersoek oor die optredes van engele, wat hulle sê en doen, dan is dit baie duidelik dat hulle intelligente wesens is, dat hulle morele karakter het. Dit gaan ook daaroor dat hulle ook kon kies om God te gehoorsaam of nie, en dan weet ons van die engele wat opstandig geraak het en ongehoorsaam geword het, soos wat ons ook lees in Openbaring 12, en dat 'n groot deel van die engele wêreld saam met Satan in rebellie teen God gekom het, in opstand. Die 5de gedagte hier is, hulle is essensieel geestelike wesens met 'n geestelike bestaan, maar kan met tye indien nodig 'n liggaamlike vorm aanneem. In Markus 16 vers 5 sien ons byvoorbeeld, en ook ander gevalle in die Ou Testament, dink maar aan die engele wat aan Abraham verskyn het, hoe dat engele in menslike gedaantes verskyn het, sodat Abraham gedink het dit is mense, nee? En ook dan altyd in die vorm van 'n man. Engele het nooit in die gedaante van vrouens verskyn nie. En daarom hou ek ook niks van hierdie vroue engel beeltjies, jy weet wat jy in die huise kry nie. Beste is om dit maar te verbrand. So hulle kan soms liggaamlik materialiseer, of hoe kan 'n mens sê manifesteer, maar dit is eintlik geestelike wesens sonder 'n fisiese liggaam, en ons sal later ook sien dat hulle heel graag die bose geeste in mense se liggame
wil kom woon. Punt nommer 6, hulle kom in groot getalle voor. Hulle kan in groot getalle terselfdertyd op dieselfde plek teenwoordig wees, op een plek teenwoordig wees, of in een persoon teenwoordig wees selfs, Lukas 8 vers 30. So hulle leef bo tyd en ruimte, so daar kan duisende bose geeste, kom ons sê, in een plek by mekaar wees, omdat hulle geestelike wesens is. 1.7, hulle is geskape, elkeen, geestelik, rasioneel, moreel en onsterflik, maar wel met beperkinge. Dit is nogal 'n aangrypende waarheid, dat die engele nie vermeerder is deur geboortes, deur nageslagte nie, soos die mens. God het net 2 mense gemaak, Adam en Eva. En ons het vermeerder deur geboortes, deur natuurlike aanwassing. Maar het jy al aan gedink dat elke engel persoonlik direk deur God geskape is? God het elke engel se persoonlikheid gevorm. Selfs die bose engele wat later boos geword het, boos geword het, was deur God geskape, en hulle is dan beperk in krag, omdat hulle skepsele is van God. Die 8ste gedagte, hulle intelligensie, krag en beweeglikheid is bo menslik. Engele se intelligensie en krag en beweeglikheid is bo menslik. Die 9de gedagte, al die engele was tesame heilig toe hulle geskape is, en daarom is hulle moreel verantwoordelik teenoor die Here. Hulle word dan ook beloon vir gehoorsaamheid en gestraf vir ongehoorsaamheid. Die 10de gedagte, daar is 2 groepe engele, baie duidelik in die skrif, naamlik die heilige engele, 1 Timoteus 5 vers 21, noem hulle ook die uitverkore engele, en dan die gevalle engele, soos 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 6, hulle noem engele wat gesondig het en hulle eie beginsel nie bewaar het nie. Hulle is eerstens aan God gehoorsaam en dien dan die gelowiges, dis nou die goeie engele, Hebreërs 1 vers 14. Hulle is altyd aan God gehoorsaam, die goeie engele, en hulle is daar om die gelowiges by te staan in hulle stryd hier op aarde. Die bose engele probeer om die werk van God te staan en te verwoes. Matteus 13 vers 28, ek wil net seker maak, want ek dink hierdie teks is verkeerd. Kom ons blaai sommer daar saam na Matteus, ek dink is Matteus 12 vers 28. O ja, nee, hoekom dit hier Matteus 13 vers 28 is, dit gaan oor die Satan wat die slegte saad kom saai, nee. So dit is korrek. En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? So dis die onkruid wat gesaai word na die goeie saad gesaai is. Maar in Matteus 12 vers 28 lees ons ook 'n baie belangrike vers, en dit gaan maar ook oor die stryd tussen die koninkryk van God en die bose magte in die lig, dat dit 'n stryd is wat teen mekaar staan, die van God en sy engele natuurlik dan ook, en die bose engele. Vers 28 sê Jesus, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So hier sien ons ook die verskil tussen God van sy kant af, en dan ook die bose magte aan die ander kant van die geveg. Baie interessante vers, vers 26 en 27, so kom ons lees dit maar hier vir interessantheid, jy kan dit saam met my lees. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld, hoe sal sy koninkryk dan bly staan?
Satan is die naaper van God en hy weet dat Jesus Christus is die Here van die Here en die koning van die konings. So hy wil ook graag 'n koninkryk hê en heers. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar opmerkings wat vir ons duidelik sê, dat daar 'n oorlog aan die gang is, 'n geestelike stryd tussen die Here, maar ook dan veral, soos die mense dit in Openbaring 12 so duidelik sien, tussen die Here en soos daar genoem word, Michael, die groot gevegsengel van God, teenoor dan die Satan of die slang, wat 'n derde, waarskynlik 'n derde van die engele saam met hom geneem het in hierdie opstand teenoor God. Punt 11 sluit daarbey aan, daar bestaan groot getalle van albei groepe. As jy wil kan ons bietjie blaai na daardie teksgedeeltes. Kom ons kyk. Daar is verskillende teksgedeeltes wat daarop dui dat daar geweldig baie engele is. Toe Jesus voor Pilatus staan, maak hy die opmerking, Matteus 26 vers 53, of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie. Nou, as ek nou my agtergrond reg het, dan is 'n legioen omtrent 6000, né? En 12 legioene is nogal baie engele. Maar daar is ook ander gedeeltes, en dit is wat Jesus sê, net engele wat vinnig, heel snel tot sy beskikking kan wees. Kom ons kyk na Markus 5 vers 9. Nou, ons lees van die bose magte in die besetene van Gadara. In Markus 5, dat hierdie man baie bose geeste in hom gehad het. En hy vra, Jesus vra vir hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Ons is baie. Openbaring 5 vers 11 gaan oor die engele van die Here, wat God aanbid, aangrypende verse, en het jy al daarin gedink dat ons dit eendag gaan sien. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Geweldig baie engele van God. Daniël 7 vers 10 is altyd ook vir my aangrypend. Kom ons blaai ook daarheen. Nou, natuurlik het God nie engele nodig om hom te beskerm of dat hulle gebruik nie, maar dit het hom behaag om engele te gebruik. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Goed, kom ons gaan aan. Punt nommer 12. Elkeen is afsonderlik geskape en het geen herkoms of voortplanting nie. Sluit aan by daai vorige punt, is amper dieselfde, Matteus 22 vers 30. Matteus 22 vers 30. Want in die opstanding trou hulle nie, dis nou die engele,
praat van die mense, maar die beeld van die engele word hier gebruik daarvoor, want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. 13. Onder die engele is daar 'n mate van rang en orde met verskillende klasse. Daar is owerhede, magte, kragte, heerskappye en trone. Efesiërs 1 vers 21. Miskien kan ons net dit lees en die ander gedeeltes dan eers laat, maar as jy dit wil bestudeer by die huis, dit is Kolossense 1 vers 16, 2 vers 10, 1 Petrus 3 vers 22. Miskien kan ons dit dalk lees, net so 2 verse. Efesiërs 1 vers 21, is 'n aangrypende gedeelte van Jesus wat opgevaar het na die hemel en wat nou in gesagsposisie sit bo alle vorms van gesag, mag en krag. Hy heers oor alles. Aan die regterhand van die Vader gaan sit in die hemele, vers 20, en dan sê vers 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Kom ons kyk gou 1 Petrus 3 vers 22 ook. Petrus 3 vers 22, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. 14, daar word voorgestel dat die gerubs, die Bybel leer vir ons, dat die gerubs die ingang na die paradys bewaar, Genesis 3 vers 24, dis 'n baie bekende verhaal, ook neersien op die versoendeksel, die Ou Testament, Exodus 25 vers 20, en wat eintlik die wa was, waarop God neerdal, metaforiese taal seker, neerdal na die aarde, Psalm 18 vers 10. Maar mense sien baie duidelik dat in die Ou Testament die engele 'n absolute werklikheid was vir die Ou Testamentiese gelowiges. Dit was vir hulle glad nie vreemd nie, dit was verseker nie, kom ons sê, gedagtes wat uit die mitologie kom van daardie tyd en wat deur hulle oorgeneem is nie. Hulle het dit beleef en die engel van die Here in die Ou Testament verwys natuurlik altyd na Christus self. En daarom dink ek is dit goed, soos in ons ou vertaling in die Afrikaans, dat dit in hoofletters geskryf is. 15, die serafs word voorgestel dat hulle voor die troon van God staan. Kyk, dit gaan ook nog hier steeds oor verskillende tipe en rangordes van engele. Die serafs word voorgestel dat hulle voor die troon van God staan en hom dien, hom aanbid en prys in afwagting op sy bevel, Jesaja 6. Hierdie geweldige engele, die serafs, so voortdurend besig om God te aanbid om sy troon en in 'n sin die heiligheid en die heerlikheid van God te bewaak. Weer, God is almagtig, God het nie die engele nodig nie, maar hulle is daar om heerlikheid toe te bring aan hom. As 'n mens na die heerlikheid van die engele kyk wat al so groot is, dan wys dit nog maar net hier na die groter heerlikheid van God. Nommer 16, slegs 2 engele word op 'n naam genoem van die goeie engele. Gabriel beteken God se held. Hy interpreteer en deel goddelike openbaringe en boodskappe mee. Ons sien dat hy met Maria praat, sê dat sy 'n baba sal ontvang en dat die Messias uit haar gebore sou word. Michael beteken hy is soos God. Nie hy is God nie, maar hy is soos God. Die aartsengel, Judas 9.
vers 9, Judas vers 9, een van die vernaamste vorste word hy genoem in Daniël 10 vers 13, die leier in oorlog, Openbaring 12 vers 7, hy word ook genoem as die gevegsengel van die volk van Israel in hierdie gedeelte in Daniël, daar van Daniël, kon sê 9 en 10 rond. Ja, is aangrypend dat die Bybel openbaar natuurlik nie alles aan ons nie, maar dat hy vir ons, ek dink 2 van die groot en sterkste engele se name aan ons openbaar. Ek dink baie keer heel prakties daaroor. Ek dink dit sal net wonderlik wees om ook eendag in die hemel hierdie engele te sien. Ek sal hom graag vir Gabriel wil sien. Ek weet nie of ek so naby aan die troon sal kom nie. En ek weet nie of hy mens weet nie alles nie, nee. En selfs Michael, maar ek dink ons sal hulle sien. Wonderlikste sal natuurlik wees om die Here Jesus te sien en ook ons sal nie God die Vader sien. Hy is so ontoeganklike lig wat om hom straal, maar ons sal Jesus na sy mensheid natuurlik sien. Wou jy 'n vraag vra? Ek sal net nou aan die einde. Ja. Goed. Wanneer 'n mens lees, die gedeeltes lees in Daniël 9 en 10, dan ons gaan later daaroor praat, as ons praat oor geestelike stryd, veral in gebed teen die bose magte in die lig. Dan sien ons dat die Here eintlik deur Daniël 19 vir ons so 'n venstertjie oopmaak. Net iets te sien van die geestelike stryd tussen hierdie magte, en dat selfs die politieke wêreld, die sekulêre wêreld, net soos ook veral dan die geestelike wêreld, te doen het met 'n geweldige geestelike stryd. En die Nuwe Testament openbaar eintlik baie meer dan, kyk, God se openbaring oor homself en hierdie geestelike wêreld was deur die eeue heen progressief. Beteken, hoe langer, hoe meer. Ons is eintlik bevoorreg om nou te lewe waar alles wat God aan ons wou openbaar, nou geopenbaar is en in die skrif vir ons aangeteken is. Maar een van die belangrike, of kom ons sê die belangrikste ding waaroor die stryd nou gaan, lees ons in Handelinge 2, wanneer daar gepraat word oor toe die Heilige Gees uitgestort is en dat Jesus nou daar sit, daar vanaf vers 32 en verder aan, dat Jesus sit nou in die hemel as koning. En Openbaring 12 skryf ook daarvan die heerlike gebeurtenis, toe Jesus nou as mens ook die koningsposisie ingeneem het aan die regterhand van die Vader om te heers, en hy sit nou daar om sy vyande te maak 'n voetbank van sy voete. Dit is waarmee die stryd nou besig is. Dit is waaroor die stryd nou gaan. Christus het klaar oorwin aan die kruis, hy het op die troon gaan sit, en hy heers alreeds, aan hom is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde, maar die Satan en sy bose magte aanvaar nog nie hierdie gesag nie, staan nog daarteen op, selfs die goddelose mense ook, veg daarteen. So, ons lees dan dat die stryd gaan absoluut oor Jesus Christus se koningskap. 1 Korintiërs 15, lees ons daar vers 24 en 25. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Die hele geveg en stryd gaan ook oor gesag en oor mag. Vers 25, want hy moet as koning heers, dis nou aan die regterhand van die Vader, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Dis waarmee God die Vader, dis waarmee die Here Jesus nou besig is, om al die vyande van God aan die voete van die Here Jesus te onderwerp. En die kruisdood van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees was geweldig belangrik. En na die uitstorting van die Heilige Gees is ons stryd nie meer fisies soos in die Ou Testament nie, want in die Ou Testament was die fisiese oorlog daar, omdat
Satan wou keer dat Christus fisies gebore word uit die nageslag van Abraham volgens die beloftes. Nou is ons in 'n geestelike stryd gewikkel, waaroor ons dan nou vanaand meer gaan praat, omdat Christus oorwin het aan die kruis in beginsel, en die stryd gaan ook veral oor waarheid en leuen. Maar daarby kom ons dan 'n bietjie later. 17, die heilige engele het verskillende take, soos om God te aanbid, Matteus 18 vers 10. Hulle verheug en verbly hulle in God se werke, Job 38 vers 7. Hulle voer sy wil uit, Psalm 103 vers 20. Hulle is besig om die sake van nasies te kontroleer en te beheer, en ook daar God se wil uit te oefen, soos Daniël 10 vers 12 vir ons sê, en te waak oor sekere oor gemeentes en hulle sake. Jy kan die woordjie sekere daar skrap, is net 'n oor die gemeentes en hulle sake, 1 Timoteus 5 vers 21 en 1 Korintiërs 11 vers 10. Kom ons lees maar hierdie tekste. Ons blaai na 1 Timoteus 5 vers 21. Hierdie eerste lesing is maar meer teoreties, teorie. Ons sal later 'n bietjie meer oor praktiese dinge praat. Maar dit is toch goed om net weer bewus te word van die werklikheid van die engele, ook die wonder daarvan dat hulle ook gestuur word om ons by te staan in die stryd. 1 Timoteus 5 vers 21. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie, voor die uitverkore engele. Maar 'n teks wat miskien op 'n manier aandui dat een of ander wyse die engele ook kyk na die gemeentes of geïnteresseerd is of betrokke is by die werk in gemeentes. 1 Korintiërs 11 vers 10 is nie seker duidelike tekste nie, is maar net aanduidings. So ek sê alles is nie aan ons geopenbaar nie. (1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 10 is 'n heel interessante teks, wat ons nou regtig nie nou met te veel op aangaan nie, en wat ons nie ook altyd miskien reg verstaan nie, as by stryd daaroor, maar daarom moet die vrou letterlik 'n gesag, of die vertaling sê 'n aanduiding van gesag op die hoof het terwille van die engele. So iewers is die engele ook betrokke in gemeentes. Dis maar net 'n aanduiding daar. Nou ja, heel interessante teks. Ek dink ons sal graag vir Paulus eendag wil sê, wat het jy daar bedoel? Die gelowiges by te staan en te bewaar. Kom ons blaai maar gou na 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19 vers 5. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Nou, ons kry ook die gedagte van, of die verhaal, het ek liewer sê, is dit Handelinge 12, ek dink dit nou sommer gou vinnig, waar die engel vir Petrus wakker gemaak het. Is ek reg? Kom ons bly gou net kyk of dit heel vinnig kry. Handelinge 12 vers 11, toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Nou vers 8 sê, en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. Dit tref altyd vir my. Vers 7 sê, en met een staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy. Maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval.
Dis so terloops, ek sê altyd, Petrus het dan regtig in die rus van die Here ingegaan, nê. Want hy weet, hy sou eintlik die volgende dag doodgemaak word, en hy slaap so vas, dat die engel op hom moet slaan, om hom wakker te kry. Dis iemand wat rus in die Here, in alle omstandighede. Sy ander Petrus is die Petrus voor Pinkster, nê. En diegene wat ly en deur beproewing gaan te versterk, Lukas 22 vers 43, 'n grypende verhaal, dat die engele gekom het om Jesus in sy stryd te versterk. En ek glo dat ons kan nie altyd die engele sien nie, maar soms as ons ook deur veel stryd gaan, en soms dan net ondervind dat ons nuwe krag kry, bonatuurlik aangeraak word, deur die Here versterk word, dat dit ook heel dikwels engele kan wees wat ons kom versterk. 18, bose geeste staan God en sy wil en planne onophoudelik teë, en hulle werk gedurig teen die tydelike en ewige welstand van die mens, veral gelowiges. Lukas 13 vers 11. Ons lees hier van die vrou wat 'n gees van krankheid gehad het, 18 jaar lank, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En dan lees ons dat die Here Jesus haar van hierdie bose mag verlos. Maar as 'n voorbeeld daarvan dat die Satan dan ook mense aanval, skade wil aandoen. Johannes 10 vers 10 sê hy is die dief wat kom om te slag en te steel en te verwoes. Vers 16 sê hier in Lukas 13, maar hierdie vrou, is Jesus se woorde, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes hy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Hoor wat sê Jesus hier, en daarom is ek so bly is vandag hier. Daar is mense wat onnodig deur die duiwel gebind word, omdat die kerk nie meer 'n bediening van bevryding het nie. Hele klomp jare, baie jare gelede, het ek in Namibië vir swart predikers ook 'n lesing gegee oor duiwelbesetenheid en bevryding. Toe ek klaar was, toe staan die moderator op van daardie kerk. Van EGKA, Evangelies Gereformeerde Kerk van Afrika, en toe sê hy is so dankbaar dat 'n blanke man, 'n blanke predikant, 'n wit man, oor hierdie dinge praat. Hy sê, want hulle word groot in hulle wêreld met die bose magte, en die kerk gee nie vir hulle antwoord nie, hulle kom tot bekering, hulle word nie bevry heeltemal nie. En as die bose magte hulle aanval, die toormagte waarmee hulle groot geword het, dan het hulle na die sendelinge gegaan en gesê, nou moet julle ons help, ons het nou die Here aangeneem, maar nou val die bose magte my aan, dan lag die sendeling en sê, daar bestaan nie sulke goed nie. In die Filippyne, ek was in die Filippyne waar dieselfde ding gebeur het, en wat hulle sê dat die Filippyne as gevolg daarvan, en toe sê hierdie swart man dieselfde, hierdie predikant van Namibië, as gevolg van die feit dat die kerk nie vir hulle help en leiding gee oor hierdie bediening nie, het hulle begin om 'n tweeledige lewe te lei. Hy sê, die meeste van ons swart predikante sing saam met julle die gesangboek, lees saam met die Bybel, maar as ons by die huis kom, dan gebruik ons die toorgoed en die toorstokkies om die bose geeste weg te hou. En dis heel jammer. Mag die Here gee dat u deur die Here gebruik sal word om baie mense wat vir jare onnodig ly onder bose geeste te help om sulke mense te bevry. Dit is altyd vir my groot vreugde. Eendag het 'n predikant van ons kerk wat nog nooit dit gesien het nie, 'n dame gebring wat demonies beset was, en sy het 5 bose geeste na haar gehad. Hy was 'n kapelaan in die weermag, was 'n soldaatse vrou, Afrikaanse vroukie. En die Here Jesus het haar kragtadig verlos.
En toe ons daar uitstap, ek sal nooit vergeet nie, sê hierdie predikant. Hy sê, vandag het ek die opstandingskrag van die Here Jesus Christus voor my oë gesien. Jesus leef, hy is 'n werklikheid en hy doen dit nog vandag. Goed, die gelowiges buite staan, God se vyande te straf. Ek het dit klaar gesê, diegene wat ly deur beproewing gaan te versterk, ons nou by punt 18 al reeds, bose geeste, staan God en sy wil en planne onophoudelik teë en hulle werk gedurig teen die tydelike en welstand van die mens, veral gelowiges. Goed, kom ons kyk na Handelinge 10 vers 38. Handelinge 10. Dit is die wonderlike verhaal van Kornelius, 'n man wat die Here gesoek het, en hoe dat God ook daar die engele gebruik het in hierdie proses, sodat hierdie hele huisgesin gered word. Handelinge 10 vers 38 kan ons miskien net lees. Interessant dat hier dan ook staan dat Petrus sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En vroeër in die verhaal sien ons dan in Handelinge 10 hoe dat die engel ook daar betrokke was, byvoorbeeld vers 3, hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê Kornelius, en dan draai God se boodskap oor dat Kornelius vir Petrus moes laat roep om die evangelie aan hom te verkondig. 2 Korintiërs 12 vers 7 gaan oor die doring in die vlees. En dis 'n heel interessante vers, né? Hoe dat God, en mens sien dit veral ook in die Ou Testament, soms, wel is nou in hierdie lesings nou nie veel daarop gaan sê of konsentreer nie, maar hoe dat God ook die duiwel gebruik. God is so almagtig, dat hy selfs die duiwel of bose magte in sy plan kan gebruik. Nou, 2 Korintiërs hoofstuk 12, ek is nou by 1 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Feit is hier dat die teenstand of die, wat moet jy dit noem, aanvalle van Satan teen Paulus direk, ook dat God dit ten goeie gebruik in Paulus se lewe. Is net soos met vervolging of jy weet, die Satan kan dikwels mense ook opwek om jou aan te val, maar op die eind het God 'n plan en 'n doel daarmee, en so oorwin God op alle wyse ook die teestand van die bose, en hy gebruik dit selfs. 1 Tessalonisense 2 vers 18 is 'n heel interessante vers, waar daar staan dat Paulus sê dat die Satan hulle verhinder het in hulle werk. Nou as Paulus dit sê, kan ons seker ook soms so iets ondervind. Maar Paulus het die onderskeiding gehad, want ons lees in Handelinge 16 dat Paulus, of dat Lukas daar skryf, dat Paulus hulle deur die Heilige Gees verhinder was om na sekere plekke te gaan. En dan mens met hierdie onderskeiding hê. Soms wil ons iets doen vir die Here, maar die Heilige Gees keer ons, dikwels deur omstandighede, maar hier kry ons dit dan dat bose magte vir Paulus hulle verhinder het. Paulus sê hierso, daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Nou, dit is verbasend. En mense kan seker baie vrae daaroor vra, maar as 'n mens vanaand nou gaan praat oor geestelike stryd en oorlogvoering, dan sien jy hoe belangrik is gebed in hierdie stryd, en dat Satan soms kan slaag daarin, om sekere, noem dit dan maar, klein oorwinnings te behaal, wanneer ons byvoorbeeld nie genoeg bid, en die geestelike stryd
aanpak nie. 19. Satan het teen God opgestaan en gerebelleer en sodoende die leier geword van al die rebelse engele. Dit is 'n konfederasie van boosheid, Openbaring 12, Efesiërs 6 vers 12. Nou, Satan beteken teestander in die Hebreëus, en die woord duiwel word ook gebruik, Openbaring 12 vers 9, diabolos, wat beteken valse beskuldiger en verdeler, deur tussenin te kom, en ook die een wat skinder. Interessant dat diabolos, duiwel, baie interessant hoor, dat dit beteken die een wat self tussenin kom of dinge gebruik, of ander persone gebruik, om tussen God en mens of mense in te kom om te verdeel. So dink bietjie, as jy toelaat dat jou teologiese leerstelling op punte wat miskien minder belangrik is, jy toelaat dat dit verdeeldheid bring onder Christene. Kyk maar net hoe die Satan dit regkry, né? As kernwaarhede waaroor ons nie kan kompromie maak nie, maar oor baie kleiner dinge moet ons oppas dat ons nie begin stry en verskil oor minder belangrike dinge en die Satan dit te hoog optel nie. Ons moet waak daaroor. Ek weet nou van 'n kerkraad wat nou baie gegroei het, tot bekering gekom het, en 'n tyd gelede moes besluit of hulle nog die wit dasse gaan dra, die wit hemde. Maar dit was 'n geestelike groep kerkraadslede, terwyl die meeste van ons gemeentes in ons kerk dra dit nie meer, ons dra gewone pakke. Sommige sal selfs in die somer sonder 'n baadjie preek en so. Maar daar was 'n hele uur se gesprek en daardie kerkraad het op die eind besluit, ons los eers so 'n bietjie hierdie probleem. Kom ons maak nie nou 'n besluit nie, dit gaan te veel verdeeldheid bring. So 'n mens moet wys wees en versigtig wees. Maar dit wys jou hoe die duiwel kan probeer om minder belangrike dinge te gebruik om Christene te verdeel. Man en vrou. Eendag het ek en Trudy, ek sal nooit vergeet, ons was nog jong getroud en daar in Namibië, en dit kan dalk nou heel vreemd vir u klink, maar as jy in 'n pastorie leef, het byna nooit privaatheid nie, en daar was daarom redelik baie water by Okahanja, en wanneer ons gestort het, gedoes het, soos julle nou sê, dan het ons lang gestort, want dan kan ons lekker praat, want die mense pla ons nie, die telefoon lui nie daar in die douche nie, in die stort nie. En een keer toe ons nou so staan stort, daar begin ons stry en beklei. Sy sê vir my, jy skeep my af, jy gee vir my te min tyd en aandag. Ek sê, maar jy skeep vir my af en jy gee vir my te min aandag. Daar is ons aan mekaar, en elkeen is reg. En skielik besef ek, en ek sê vir haar, weet jy wat, kyk hoe slim is die duiwel. Hy wil tussen ons inkom, ons altyd het meer behoefte aan mekaar, en nou laat hy ons daaroor veg. Kom ons twee veg nou saam teen die duiwel. En onmiddellik is die stryd verby, en ons omhels mekaar, verder sal ek nie vertel nie. Vals beskuldiging, Satan is vir alle valse beskuldiger, en 'n verdeler, en hy skinder, vertel stories. Ek wil net vinnig na 'n teks kyk, vir interessantheid, as ek hom nie vinnig nou kry nie, dan kan ons dit eers vir later los. Dit vir my so 'n kansie gee. Ja, is maar net interessant, Matteus 4 vers 1, net toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. So die Satan word ook in die Bybel genoem die versoeker, nee, die een wat versoek. En dis dan weer belangrik, miskien net om hier so heel kort te sê dat 'n versoeking is nie sonde nie. Terwyl net van hierdie lesings ook, wil ek dit net graag sê, Jakobus 1 is baie duidelik daaroor, dat wanneer jy aan versoeking toegee, dan sondig jy. So die bose magte kan 'n gedagte van versoeking in jou
brein in jou denke plaas of in jou emosies, kan selfs opkom by jou emosies, maar jy weier dit van die begin af, jy gee geen plek daaraan nie. Jy sal sien hoe belangrik het is later dat ons geen plek moet gee aan die duiwel, nee, Efesiërs 4 vers 27. So, sonde is wanneer jy met jou wil toegee aan jou ou natuur, of dan ook aan die versoekings van die duiwel. Voor dit is dit net versoekings. Nou goed, maar dit is baie duidelik dan, dat Satan in rebellie teenoor God is, dat hy en sy bose magte daarop uit is, om 'n weermag te wees, wat teen God en teen alles wat van God af te veg, teen God se engele, en dan ook veral teen God se kinders. As jy tot bekering gekom het, jy het jou hart vir die Here gegee, die volgende lesing meer daaroor, dan kom jy in 'n geveg teen die duiwel, in minder of meerdere mate, en hoe meer jy geestelik groei, hoe meer sit God jou ook op die voorgrond in hierdie geveg. 20. Die name van Satan dui op sy karakter en hoe hy werk. Ek het klaar gesê, Satan teestander, die duiwel, kwaadpraat of skinder, dan ook leenaar, Apollyon, die verwoester, moordenaar, en Belial, niks werd, en hy wil jy graag hê, jy moet jou besig hou met dinge wat niks werd is nie, van geen nut, boosheid, worthless or wicked in die Engels. Hy word ook die draak genoem, Esegiel 29 vers 3, en die slang, Openbaring 20 vers 2. Dit dui op sy sleet, ek moet net seker maak, is dit nie seker, kan ek net goed, hierdie versie net van seker maak. Ja, Openbaring 20 vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lang. Het is interessant dat die Satan in Genesis duidelik gestel word as die slang en dat hy die duiwel is, en hier in Openbaring, in die laaste boek in die Bybel, praat die skrif dan weer van die slang, en sê dan duidelik dat dit die duiwel is, dat hy werklikheid is. Hy is nie net 'n krag of 'n mag nie. Daar is van die liberale teoloë by ons wat sê die Satan bestaan nie, hy het nie 'n persoonlikheid nie, hy is nie 'n engel nie, dit is maar net 'n figuurlike taal wat praat van 'n bose mag, of kom ons sê die boosheid in die mensdom. Maar dis nie waar nie. Daar is soets soos die sondige natuur, die boosheid in die mensdom, maar baie duidelik dat die Satan dan 'n engel is. Dit dui, en sy name dui op sluheid, die slang, listigheid en slinksheid in misleiding. 2 Korintiërs 11 vers 3, waarsku Paulus dat die vroeë kerk nie weer deur Satan mislei moet word soos Eva aan die begin, en veral deur die eenvoud van die evangelie te verduister. En ek het gisteraand gedink, toe iemand getuig het, jy weet oor, as toe hy tot bekering wil kom, het 'n prediker of die predikant vir hom gesê, maar daar is nou eers nog stappies voor jy kan tot bekering kom. Daar sê maar 3 stappies voor jy by Jesus kan uitkom. Nou, as daar stappe is om by Jesus uit te kom, dan wil ek vir u sê, as daar 10 stappe is, weet jy wat is daai 10 stappe? Dis Jesus, 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 Jesus. As daar 3 stappe is, dan is dit Jesus, Jesus, Jesus. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Jesus is nie net die waarheid nie, hy is ook die weg na die waarheid. Daar is nie 'n ander weg nie. Selfs sondebelydenis, diepte of ergheid, vlakke van sonde, oortuiginge, berou is nie die weg nie. Hoe gaan jy ooit weet jou sonde berou is genoeg? Moet jy nou 3 dae huil of 10 dae huil oor jou sonde? Jy weet, dit gaan oor Jesus Christus en die kruis en wat hy gedoen het aan die kruis. Ons moenie die boodskap van die evangelie moeiliker maak nie. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Goed, hy is die aanklaer van die broers, Openbaring 12 vers 10. En vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die woord van God
deur die bloed van die lam, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en deur hulle eie lewe, eintlik letterlik die psyche, jou eie wil, nie liefde het tot die dood toe nie. So hoe oorwin jy die Satan? Deur die bloed van Jesus beteken, deur altyd te dink en te leef, dis ook wat die helm van verlossing beteken, vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. En dit in geloof vir jouself toe te eien. As jy gesondig het, jou sonde te bely, in Johannes 1 vers 7, daarop te staan dat die bloed jou gereinig het. Die woord van jou getuienis, dat jy persoonlik getuig, dat jy hierdie dinge glo, en deur jou eie self, psyche, nie liefde het tot die einde nie, wat beteken dat jy gewillig is om jou selflewe te reken as saam met Christus gekruisig. Dit kan selfs beteken dat jy fisies vir die Here moet sterf, jou eie lewe ook nie, maar dis maar 'n deeltjie daarvan. Maar die gekruisigde lewe maak jou vry van die greep van Satan. Daarom lees ons ook in Jakobus, hoofstuk 4, is dit vers 7, net gou kyk, onderwerp julle dan aan God, en weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. En wat is die gekruisigde lewe? Gekruisigde lewe is dat my wil altyd onderwerp is aan God se wil. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Kom ons bid 'n woordjie saam, kort woord, dan gee ek geleentheid vir 'n paar vrae. Here, dankie vir dit wat U aan ons geopenbaar het in U woord oor die engele. En dankie dat daar veel meer goeie engele is as die bose engele. Dankie Here dat U God is en Skepper, dat U totale beheer het oor al die engele, die goeie engele, maar selfs ook Satan en sy bose magte. Dat hulle niks kan doen wat God nie toelaat nie, en wat selfs die Here Jesus Christus, ja, van ewigheid af na sy godheid, maar nou ook na sy hemelvaart, na sy mensheid, as die hoof van die nuwe volk van God. Ja, dat Satan niks kan doen wat die Here Jesus nie toelaat nie. Omdat aan hom gegee is, soos ons lees in Matteus, so duidelik in die laaste hoofstuk, aan hom gegee is alle gesag in die hemel en op die aarde. En dat hy nou vir ons ook daardie gesag gee, gedelegeerde gesag, in Lukas 10 vers 19, om gesag te hê oor die krag van die vyand. Amen. Goed, net so 1 of 2 of 3 vrae. Kort antwoord ook. Openbaring 12 praat van 'n derde van die sterre wat in opstand gekom het saam met Satan. Ek net miskien nie spesifiek. Die vraag is, waar lees ons van dat dit, kom ons sê, 'n derde van die engele is? Nou, jy weet, ons teoloog het mos altyd 'n manier van redeneer. So sommige sê nou ja, moet ons nou die getal letterlik opneem, is dit nou presies 'n derde? Of ek dink persoonlik so, maar goed. Minstens is die aanduiding dan baie sterk daar dat die bose engele veel minder is, nê, as die goeie engele van God. Kan jy gou vir my help met die vers? Waar het ek hom nou gelees? Vers 4. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. So dis maar waarvan ons dit aflei. Nog 'n ander vraag? Ja? Kan de duiwel de gedagten van gelovigen en ongelovigen weten? Die vraag is, kan die duiwel die gedagtes van gelowiges en ongelowiges lees, of miskien selfs bose geeste? Dis 'n vraag wat vir my baie gevra word. Ek weet nie. Want die Bybel praat nie so duidelik daaroor nie.
Ek dink hy kan in die mate wat God dit toelaat. Maar dat hy nie, jy weet, nou kry jy ook gelowiges wat nou weer sê, jy moet nie hardop bid nie. Ag, ekskuus, jy moet, wat sê hulle? Jy moet, ja, sê net weer, Arie? Ja, dan hoor die duiwel. Ja, maar die Bybel praat glad nie oor sulke tipe goed nie, so ek dink, ons moet nie met sulke kleinlikhede besig hou nie. Dit kan 'n mens rustig aan die Here toevertrou, wat God toelaat, wat hulle kan sien of hoor of so. Hoe kan je weten dat het de beproeving van de duivel is? Of dat het bepaalde onzekerheid is? Hoe kan 'n mens weet dat dit wat jy deurgaan beproeving van die duiwel af is? Of dit toetsing van die Here af is? Is dit wat jy eintlik vra? Dat je occultisch belast bent of Ja. bij Job. Kyk, dit is 'n verskriklik belangrike vraag en ek sou so graag 'n uur wou hê om daaroor te praat. Want Watchman Nee sê dit ook, en ek stem so saam met hom, dat wanneer 'n gelowige deur moeilike dinge en moeilike gebeurtenisse of krisisse gaan, is dit heel belangrik om uit te vind, is dit wat ek deurmaak aanvalle van Satan, dan moet ek dit weerstaan, en verwerp en bestraf, is dit beproewing en toetsinge wat die Here toelaat om my geloof te versterk, soos 1 Petrus 1 vers 6 sê. Die derde is dat jy dit gemeng kan kry, soos in Job se geval, waar God toelaat dat die Satan jou aanval, om ook, en selfs Paulus, die voorbeeld van Paulus, die doring in die vlees, 2 Korintiërs 12 is 'n goeie voorbeeld daarvan. Nou, die enigste manier hoe jy dit kan uitvind, is maar op die manier wat jy in elk geval ook die leiding van die Here oor ander dinge uitvind. Byvoorbeeld om te bid en vir die Here te vra vir leiding, vra dat die Here met jou moet praat. Ek was byvoorbeeld een keer hier in Nederland, toe die Here met my begin praat, uit teksgedeeltes van dat daar mense is wat my wil aanval, maar hulle sal misluk. En toe ek terugkom, dis nou 'n paar jaar terug in die gemeente, toe kom die ouderling en leierdiaken en sê, maar daar is nou 5 broeders in die kerkraad wat ongelukkig is, want veral omdat ons openlik daarin staan, dat ons nie meer rasisme in ons gemeente het nie, en dat almal welkom is, al die nasies, en hulle was daaroor ongelukkig. En dat hulle nou 'n vergadering het, en hulle wil hê die kerkraad moet die dominee laat gaan. Hulle wou die vergadering reël, as ek nie daar is nie, en dat ek net as ek daar kom, die tyding kry, ek moet gaan. Nou toe was ek nog heel kort in die gemeente, was 'n herlewing in die gang, geweldig baie mense tot bekering gekom, is nie geweldig baie in getalle nie, maar vir die grootte van die gemeente, en die Satan het probeer terugslaan. En die Here het vir my hierdie woord gegee, toe sê ek vir hulle, maar ek weet, die Here het dit vir my gesê. En onder andere sê die teksgedeelte, hulle sal jou aanval, maar oor jou val. En die Here het hulle mag gebreek, hulle het uit die gemeente gegaan, en in hulle plek het die Here vir ons, ander mense het ingekom in die gemeente, wat ook in die kerkraad, wat sterk geestelike leiers nou is, en wat regtig vir wie dit gaan om Jesus Christus, en op die eind was dit 'n groot oorwinning vir die Here en vir sy koninkryk. En het die Here hierdie mense eintlik maar net uitgesorteer. So, wat ek wil sê is dat die Here het met ons gepraat, en jy kan maar kyk, dwars deur die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, wanneer kinders van God in stryd gewikkel is, praat die Here met hulle, en hulle moet leiding van die Here vra. Dawid het ook selfs gevra, wys my, moet ek optrek, moet ek nie optrek nie, jy weet, en so aan. Daar's tye wat, wanneer, byvoorbeeld, kom ons sê, mense jou vervolg en teëstaan, jy net niks moet doen nie. Die Here sê vir jou duidelik, lei los dit net, ander kere moet jy standpunt inneem. En dan is daar ook kere wat die Here, jy weet, siekte kan toelaat, of soos ons, 'n kind wat weggeneem word, en wat jy dan daarna ook die Here met jou praat en 'n pad loop en vir jou sê, maar dis deel van beproewing wat jy moet deurgaan om jou te louter. So, daar's nie 'n kits antwoord op u vraag nie, behalwe dat soos 'n mens bid en soos wat die Here met jou pad loop,
Hy vir jou daaroor leiding gee. En wanneer hy dan vir jou duidelike skrif of oortuiginge gee, en hy bevestig dit baie keer ook, deur ander kinders van die Here wat vir jou kom sê, dat jy weet, die Satan is besig met 'n aanslag. En dan kan 'n mens ook kyk na tendense, jy weet, dat sê nou maar, aan die een kant as die Here werk, soos by ons gemeente, werk die Here nou, uit nou verskillendes van ons, begin nou net 'n boodskap kry, nou die dag het ons leier ouderling by die kerkraad dit gesê, ek het daaroor begin preek, ander het daaroor begin praat, van dat ons, as jy kind van God is, moet jy die broeders lief hê, sodat die Here in ons gemeente vir ons sê, hy wil hê dat ons onderlinge liefde nog meer moet groei. Maar so kan jy ook kry dat die Satan wat hy wil doen 'n tendens vorm, jy weet. Hier begin iemand se kinder 'n bietjie kwaad praat, en hoor jy, daar begin iemand met 'n storie en daar met 'n storie, en dan moet jy wakker wees en sien, en dan bid jy dat die Here ons sal verlos van die bose, nee, geestelike stryd ook. Goed, dis nie so 'n maklike antwoord nie, miskien. Ek het nog even 'n vraag over die engel van die Satan, hè, van Paulus in 2 Korinthe 12:7. Sommigen zeggen dat dat zonde is geweest in zijn leven, maar Die vraag is of in Openbaring 12:7, die engel van die Satan, was dit net sonde, was dit sonde in Paulus se lewe? nee, 2 Korinthe 12:7. 2 Korintiërs 12:7. Ja, ek is baie oortuig as as die Here daar sê, of as die woord daar sê, as Paulus sê, 'n engel van die Satan het hom geslaan, dat dit letterlik beteken dat 'n bose mag hom op een of ander wyse teëgestaan het. En verseker nie. Inteendeel, Paulus, waar is dit nou weer? Is dit in 1 Korintiërs 4? Help gou vir my, waar Paulus sê, ek is my van geen ding bewus nie. En ons weet dat Paulus voortdurend so geleef het. Paulus het absoluut oorwinnend geleef, dat hy ook kon sê, ek is my van geen ding. Hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 4, vers 3, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, vers 4, want ek is my van geen ding bewus nie. So is ook 'n teks nog interessant, is ook 'n teks wat daar dui dat, as ons praat van jy kan 'n lewe van oorwinning oor sonde leef, dan is dit oor doelbewuste sondes, wat jy daarmee gebreek het. Het gaan nie hier oor jou sondige natuur nie. Goed, ek dink ons kan nou afsluit, miskien 'n laaste. Daar is nog 2 vrae. Is die duivel ook aanwezig in personen of kan het ook in ruimtes? Is dat altijd gekoppeld aan een menselijke? Ja. Kan Satan en bose geeste, is dit dan altyd in 'n persoon of gekoppel aan 'n persoon of in ruimte? Albei. Ja, die skrif is baie duidelik daaroor. Heel interessant, ons gaan later daaroor praat, maar u ken mos nou daai heel interessante woorde van die Here Jesus, is dit in Matteus 12, nee? Waar hy sê dat as 'n bose gees uit iemand uitgedryf word, dan gaan hy deur waterlose plekke. Nou, dit is ook nog 'n interessante opmerking van die Here Jesus, wat hy nie verder verduidelik nie. Ek het al daaroor gedink, jy weet dat die wetenskaplikes sê mos dat ons is 70% water, my liggaam. Dat dit een of ander tyd vir 'n bose gees meer rus bring om in iemand te bly, en hy wil graag in iemand bly. Nou waar, ek kry sukkel om die teks so vinnig te kry, maar ek het gedink is hier in Openbaring 12. Maar in elk geval, kan dit later noem, dat bose magte kan dan in iemand woon, en kan ook dan rondbeweeg in die lug, en dan ook ons worstelstryd is, Efesiërs 6, net teen die bose magte in die lug. Maar is het zo dat er meer demonen kunnen zijn in een bepaalde regio, bij jullie Zuid-Afrika of in Afrika meer dan in het Westen? Ja, wat ek dink is dat ons gaan 'n bietjie daaroor ook nog praat, wanneer ons praat oor die vraag of bose geeste meer in sekere areas teenwoordig is. Dit is, soos wat ek nou maar kan sê, en ek dink daar is tog, mens kan dit indirek uit die skrif aflei, maar ook in die praktyk ondervind 'n mens dit dikwels, dat wanneer bepaalde sondes in 'n bepaalde area floreer,
dan ook daardie bepaalde tipe bose geeste meer teenwoordig is in daardie areas. En daarom dat Jessie Penrose ook sê, sy skryf na die Walliese herlewing, dat herlewing kan net kom wanneer daar 'n groep gelowiges is, wat se lewens rein is, en daar gaan ons nog ook byna 'n hele lesing gee hoe om te bid teen bose magte, dat hulle dan bid en deurbid tot hulle daardie bose magte oor daardie mense en daardie groep, of daardie, nie soseer die gebied nie, maar daardie mense gebreek het en herlewing kan kom. Ek dink net dat ons stryd in die Nuwe Testament gaan nie soseer oor areas nie. Jy weet, jy kry mense wat sê, maar ons moet nou hierdie gebied, dan noem hulle fisiese gebied, vir die Here inneem. Ek sien dit nie in die Nuwe Testament nie, wel in die Ou Testament, maar dat dit meer gaan hier, die stryd is oor die harte van mense, maar dat, kon sê areas dan meer bose magte heers. Jy kry dit ook in die okkultiese wêreld, maar dis wat ek altyd weer sê, ons hoor dit daar, maar wat sê die skrif daaroor is die vraag, dat kyk byvoorbeeld soos in Zimbabwe, sal jy kry dat die hoof bose gees van 'n bepaalde area bly in daai bepaalde toordokter van daardie gebied. En dat mense dan wat met die voorvadergeeste te doen het, vra dan vir die toordokter, en hy vra vir daardie bose gees toestemming as hulle na 'n ander gebied wil beweeg, en as daardie mense sonder daardie toestemming, dis ook om hulle soveel vrees het vir die bose geeste, as hulle sonder daardie toestemming na 'n ander gebied beweeg, dan maak daardie bose geeste hulle siek en val hulle aan. So, die okkultiese wêreld sê dit. Wat die Bybel vir ons sê, gaan ons by die volgende lesing oor praat. Ek dink jy het nog 'n vraag gehad? Ja, ek dink jy is reg. Ja, kyk, hierdie goed is heel vinnig vertaal uit Engels uit. Ek het hierdie lesings van die lesings in Engels gegee. En ek is bly jy sê vir my dat ons dit net op die serie ook reg sê. Dat Michael beteken wie is soos God. Ja, ekskuus, is reg, ek bly dit hier vir my. Ja, nee, hy is soos God nie. Michael beteken wie is soos God. Met ander woorde, hy is die groot gevegsengel, maar hy plaas eintlik nog die heerlikheid na God toe, die Almagtige. Baie dankie. Vele dank. Hartlike dank.